Ek moet jou hierdie storie vertel. Dit maak my opgewonde. As iets vir my werk dan word ek opgewonde en ek wil altyd iemand anders te vertel van hierdie storie wat ek vandag wil vertel. Hierdie boer staan voor 'n geweldige groot land en hy's dor, daar's niks op hierdie land. Dit beteken nie dat wanneer hierdie boer voor hierdie land staan en daar's niks op die land, die grond is onvrugbaar nie. Nee. Maar in sy skure het hy sakke vol saad. En wat hierdie boer staan en hy kyk seker so na sy grond en hy wonder wat moet hy maak? En ewe skielik, sien hy sy saad. En hy gaan draai terug en hy gaan na sy skure toe. Hy steek sy hand in sy saad. Moet baie mooi luister. Hy steek sy hand in sy saad. Hy stap na die grond toe en hy plant die saadkorreltjies een vir een in sy grond. Wat maak hy? Hy het 'n verwagting en hy wag op die Here om vir hom water te stuur. Die vroeë reëns en die laat reëns. Of jy 'n besproeiing het jy water nodig. En jy het nog steeds 'n verwagting dat God vir jou gaan voorsien. Wat gebeur? God laat groei en dan, wat gebeur dan daarna? Daar kom vrug op sy land. Die vrug is vir jou om te geniet in die gehoorsaamheid dat jy gestaan het by 'n dordroë land met saad in jou skure agter jou en hy moes gehoorsaam gewees het om te gaan vertrou, sy hand in sy saad te steek en uit te gaan en dit te plant op sy grond, sodat jy dit kan geniet. My vriend, voor op die skerm, sê ons bankbesonderhede sien, woord en waarheid George. Jy maak nie 'n verskil in die kerk nie, jy maak 'n verskil in iemand anders se lewe. Die Here seën jou. Wanneer u en ek in 'n persentyd van ons lewe is, dan moet u weet, jy's 100% in God se plan. As jy reg deur die woord gaan kyk van die Here en jy gaan bestudeer bietjie die woord van die Here en jy kyk so bietjie na die woord van God en jy kyk daar, wil ek vir u sê, elke man wat in God se teenwoordigheid was, wat 'n doel op aarde gehad het persinge deurgegaan. Hy het druk deurgegaan. Ek wil vir u volgende sê, as jy op 'n plek is in jou lewe waar jy kom by daai plek van ek het my hare so, my hande, my hare en ek kan net nie meer nie, wil ek vir jou volgende sê, jy's op die grootste deurbraak in jou hele lewe wat jy nog ooit was. Halleluja, ek ervaar die salwing van die Here in hierdie plek vanmôre. En ek dink vanoggend aan hierdie, hulle het hierdie gewoonlik gebruik in die ou dae, maar groter is, baie groter is, en in die nuwe dae het dit bietjie, die modelle het kleiner geword, want daar's meer mense wat nou sout, meel en mieliemeel en daar's meer masjinerie, die tegnologie het verbeter, omdat mense se hande nie meer nodig is om sulke dinge te doen nie, maar ek wil vir u sê vanmôre, dis baie belangrik om dit te hoor vanmôre. Wanneer iemand 'n effort ingesit het. Wanneer iemand 'n effort ingesit het en die drywe gevat het en dit getrap het. En dag en nag, day and night and day gewerk het aan dit. Dan proe dit net anderster as dit wat deur masjiene gedoen is. As jy vat en jy gemaak kos en jy staan en jy spoor daai kosmasjien, daai kosmasjien, daai stoof en jy staan vir 5-6 ure daar, my ouma en my ma se kos, my vrou se is ook lekker, ek moet net dit ook onthou. Amen. Sy sê nie maar, sy maak lekker kos by the way. As ek by is. Maar sy mag dit nie weet nie. My skat, as jy vandag kyk, ek is lief vir jou. Maar wanneer iemand moeite daarin sit, wanneer iemand sy krag daarin sit, wanneer iemand, dit maak nie saak hoe hard hy dit moet doen nie, maar hy weet hy werk na 'n eindresultaat toe vir iemand anderster om dit te kan geniet, want jy sien wanneer jy lekker kos gemaak het, of jy het
iets voorberei, of jy deur die nag gestaan en vir manne lekker kos gemaak en daai volgende môre is jy nie eens honger nie, want jy wil die gesigsuitdrukking op iemand anders se gesig sien oor dit wat jy daarin gesit het, dan maak dit vir my die moeite werd. En dis waaroor ek wil praat vanmôre, is oor die persinge, die druk wat jy deurgaan in jou lewe, om te weet, daar's 'n seën op pad. En as jy gaan kyk in die woord van die Here, en net so 'n bietjie, dan kom jy op daai plek, in die ou dae het hulle gegaan, en hierdie druiwe het hulle in 'n bak gegooi, of in 'n groot vat gegooi, of wat ook al gegooi, dan het hulle 4 of 5 manne gekry, met vuil voete en daar getrap. Hulle het kaalvoet dit gedoen. Hulle het nie gumboots gehad daai tyd nie. Hulle het nie geweet van gumboots nie. Maar as daai boer wat die wyntjie proe, hierdie is goeie kwaliteit. Amen. En terwyl daai persone daar staan en hulle pers dit en hulle trap dit, die ene daar, party van hulle, miskien, ek sê nie dit is so nie, ek weet nie, ek het dit nie gelees nie, maar miskien is daar mense wat in 'n Pinksterkerk was, wat hom gesê het, 'n koortjie gesing het so nou en dan. Of miskien was daar iemand wat sy mond gekwyl het, as gevolg van die reuk en die geur wat daar uitkom, amen. Want daar's 'n paar manne wat hou van soetwyn, of 'n bitter enetjie, of 'n katemba, weet julle wat is 'n katemba? Dis uit die hel uit. En terwyl hulle so trap, en hulle trap, en hoe meer hulle trap, ek wil hê, jy moet dit sien vanmôre, hierdie is nou handjenetjie, en die binne, wanneer jy druiwe ingooi, en dit verg tyd, en dit verg 'n inspanning om seker te maak, jy maak die druiwekorrels plat, en stukke daar binne, want hoe meer crash, en hoe meer stukkend dit word, hoe meer sap kom maar uit. Want die sien God wil hê, of die boer wil hê, maar God wil hê, ons moet die beste voortbring. En ek ervaar hierdie laaste tyd, en hierdie tyd wat ons nou is, soos nog nooit, en die kinders van die Here, hele wêreld se lewe, soveel persinge, en soveel kritiek, en soveel negativiteit, teenoor die wêreld wat na ons toe kom. Ek wil vir jou vanoggend sê, iemand moet dit hoor, iets goeds gaan gebeur. Salarababanda kushandaya. Terwyl ek hierdie boodskap voorberei en die Gees van die Here vir my sê, hy sê daar gaan 'n tydelike opdrag wees wat God gaan uitvoer en die hele wêreld gaan weet God het opgestaan vir sy kinders. Iemand moet dit hoor vanmôre. Rabanda kushanda salarababanda. Ja, ek wil vir vanoggend sê, dit wat God voorberei het, is iets wat nog nooit gebeur het nie. Die woord van die Here sê in 2 Korintiërs 4 vanaf vers 8, ek wil graag hê, die van u wat die woord het, dat sy saam met my lees vanoggend. Terwyl ek hier staan, wys die Here my nou, in hierdie oomblik, dit gaan vir iemand wees, iemand moet hierdie boodskap hoor, dit gaan vir jou wees, dit gaan voel of God jou toekoms geherskryf het. Ek wil net volgens sê, die boodskap is 'n boodskap wat jou toekoms gaan beïnvloed, according to the plan of God. Iemand moet hoor vanmôre, dat hierna, dit gaan 'n merk, dit gaan 'n kol los, hierdie boodskap in jou lewe volgend, dit gaan wees, asof iets totaal verander het. Maar ek wil vir jou volgens sê, dis God se volmaakte plan, want daar's crashing betrokke. Daar's crashing betrokke. Daar's malery betrokke. En as jy miskien vanoggend sout is en ek moet sout ingooi, daar's crashing betrokke, daar's malery, daar's stamp en stote betrokke. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, God is besig om iets voor te berei wat in jou bloedlyn of in jou familie of in jou agtergrond nog nooit was nie. Want jy's in die hand van die Here. 2 Korintiërs 4 vanaf vers 8 sê, en alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar ons is nie radeloos nie.
vervolg, maar nie verlate nie. Jy voel volgende dag ek is vervolg, of jy voel volgende dag ek is alleen. Ek het vir jou 'n boodskap van die Here vanmôre. Dis goed as jy so voel, maar ek wil vir jou volgende sê, jy is nie alleen nie. Jy is nie verlate nie. Jy staan nie alleen nie. God is met jou. Jy staan in die volle plan van die Here vanmôre, wat jy moet weet. God is besig om iets goeds te maak. Weet jy wat? Hy gebruik jou. Hy gebruik jou vanoggend. Hy gebruik jou vanoggend. Hy vat jou in sy hand en hy crush, want hy weet, jy kan dit doen. Nou die aand stap ek hier by 'n hospitaal uit wat ek nog nooit was nie, wat ek al was tevore, maar baie lank terug, en terwyl ek daar is, voel ek hier binne in my, is daar 'n gecrash, want ek voel al die gecrash van al die stikkende mense in daardie hospitaal, en terwyl ek uitry en ek staan daar, en ek kyk so na die triespieeltjie, en ek sê, Here, maar wat nou? Die Here sê, ek het jou anders te gemaak. Jy maak 'n verskil. Ek het volgens iemand moet dit hoor. Jy's anders te gemaak. You've been created with a plan. En die plan gaan nou realiseer in jou lewe. Vers 9 sê vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Here, ek kan nie meer nie. Ek is op die laagste punt in my lewe. Paulus is toegesluit onskuldiglik. Petrus, ek wil vir jou vanoggend sê, halleluja, daar's 'n kerkie daar buite wat vir jou besig is om te bid. Maar jy het nodig om by die keiser uit te kom, Paulus. Want die goed van God gaan uit jou mond uitvloei. Want die Here sê vir Jeremia, I'm gonna put words in your mouth. God, wanneer jy op daai plek is en jy's op die regte plek, dan gaan God soet wyn uit jou mond uit laat kom, wat hulle verbaas sal laat staan dat die Here is met jou. Is dit nie in ons lewe, wanneer ons hierdie fases deurgaan in ons lewe, dan voel 'n mens, sien iemand my? Ek is so emosioneel gebreek. Ek is so emosioneel alleen. Ek is so emosioneel, dit is nie eens menopause nie, dit is emosioneelheid. Jy kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek het vir jou antwoord. The crashing is good. The crashing is good. Want by die crashing skei God die sleg met die goed. Halleluja, is dit te hard? Julle moet my sê, is dit te hard? Maar ek wil vir jou volgende prentjies teken vanmôre. Halleluja, God wil jou op daai plek bring waar jou vlees nie meer jou gees beheer of iets negatiefs doen nie. Want while the crashing, wanneer God besig is met daai gestamp en daai gestoot hier binne in jou en met daai geweldige groot druk, dit moet iewers uitkom. Want yster en klei staan nie saam nie. Want jy sien hierdie gedruk en hierdie persinge, daai drywe wat hier ingegooi is, gaan druk deur. Maar die persoon wat besig is om te trap, gaan net soveel druk deur. Want die persinge is geestelik en die drukkinge is vleeslik. Iemand moet dit hoor vanmôre. Halleluja. Want jy sien die oomblik as daar gedruk word, dan kom die gevoelens van die vlees tevore en God kan skeiding bring tussen die gees en die vlees. Want die goed wat tevore kom, is die teenwoordigheid van die Here. Die res val van self af. Vers 10 sê, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in ons liggame om.
Is dit nie so nie? Jy voel hier binne in jou liggaam, jy voel, ja, party oggende staan ek op, dan is ek nog nie eens 100 nie, maar ek sukkel, my liggaam is seer, en dan vra my vrou vir my man, jy skweek meer as die bed, dan voel ek nog slegter. Jy moet, ek gaan vir jou iets sê vanoggend. Bear with me. Jy moet die doding van Christus deurgaan. En dis nie 'n eenmaal proses nie, dis 'n aanhoudende proses. Want elke keer as jy in 'n nuwe fase ingaan, word daar iets dood en dan staan iets lewendigs weer op. Want daar kom crashing. Dis soos wanneer 'n slang of 'n akedus vervel. Hy vervel nie omdat hy kleiner word nie, hy vervel omdat hy groter word. Amen. Wanneer 'n saad ontkiem, dan ontkiem hy nie net sommer nie, hy ontkiem om te groei. Elke fase wat jy in jou lewe deurgang, het 'n ontkiemingsstadium nodig. Elke tak, wanneer jy in Christus ingeplant is, elke loot wat uitkom, daar's 'n pyn betrokke. Daar's 'n crashing betrokke, want daar's iets goeds. Want daar's nog 'n tak wat nog vrug moet dra. Halleluja. Maar nie verniet nie. Maar hoor wat sê hy verder. Hy sê sodat ook die lewe van Christus in ons liggame geopenbaar kan word. Wanneer jy hierdie druk deurgaan, wanneer jy hierdie persinge deurgaan, wanneer hierdie crashing plaasvind, dan is daar ietsie binne in jou wat besig is om te groei. Want dis die lewe van Christus wat uit jou lewe uit moet tevoorkom. Daar's iets, 'n wonderwerk wat hier binne in jou tevore moet kom. Ek wil vir julle sê by die bruilof, toe Jesus daar is en hulle die wyn raak klaar, toe sit Maria daar en sy luister en sy kyk na dit wat besig is om te gebeur en sy sê vir hulle, maar Jesus is hier. En hulle begin onder mekaar te praat en hulle sê, maar hulle moet en Jesus kom dan, hy sê, bring die water en hulle bring die water en hy is besig om hierdie wonderwerk te laat plaasvind, maar ek wil vir julle iets sê. Die mense wat by die bruilof was, het geweldige groot druk ervaar. Want die wyn kan nie klaar word nie, wat gee ons vir die mense om te drink, want dan is dit 'n flop. En die mense wat daar is, raak benoud en bekommerd, en daar word 'n crashing. En ons besig met druk. Wat vind plaas? Jesus verander die water in wyn. Maar hier's dit. Daar vind iets bonatuurliks plaas. Iewers daardie môre of daai nag of in daai week wat hulle besig is, iemand moet hoor wat sê die Gees van die Here vanmôre. Daar was nie 'n beplanning om nuwe wyn te gee nie, want daai wyn sou genoeg wees. Amen. Hierdie wêreld, ek wil vir jou sê, hierdie wêreld dink hulle gaan genoeg hê van dit, maar ek wil volgens sê, dit gaan opdroog. Die mense gaan instroom because of the miracles of the Lord. Die wêreld gaan droog word. Die bruilof van hierdie wêreld gaan droog word, maar die bruilof van Christus gaan verseker plaasvind. Maar wanneer die bruilof van hierdie wêreld gaan opdroog, dan gaan die kerk opstaan. Die kerk gaan opstaan. Die kinders van God gaan opstaan. En Jesus staan op en hy laat water in wyn verander. En hulle sê hierdie woorde, maar dis onmoontlik. Hoekom los hulle die beste vir laaste? Want die beste van Satan is sy swakste. Amen. Sy beste is sy swakste, want hy het niks sterk in hom nie. Iemand moet dit hoor vanmôre. En hulle begin hy
wyn te proe en hulle sê maar wow, hoe is dit dan moontlik? Maar hoor gou. Iewers in daai week of in die voorbereiding van die lam van daai huwelik, daai troue. Moes daar iemand gestaan het gesê het, hoorie, maar iewers hier moet die nuwe kanne kom. Iewers hier. Ons het nie die nuwe kanne nodig by die bruilof nie. Maar iewers, kom ons bring nuwe kanne in, nuwe wynkanne, maar net vir die mooiheid. Net nuwe kanne. Want die Bybel sê, jy kan nie ou wyn in nuwe vatte gooi nie. Jy moet nuwe wyn in nuwe vatte gooi. Dit was nie 'n beplanning vir die bruilof nie, maar dit was 'n hemelse beplanning vir God om daardie goed reg te kry, want hy het geweet, die seun van 'n lewende God gaan by daardie bruilof wees, en hy het geweet, die voorsiening van hierdie wêreld gaan opdroog van daai bruilof, maar daar moet iemand wees wat gereed is vir dit wat kom, en ek wil vir u sê, God berei julle kinders van die Here voor, daar's 'n pressing, en daar's 'n crushing, en daar's druk, en daar's eensaamheid, en daar's allerlei dinge, maar ek wil vir jou vanmôre sê, jy's die vat wat God gaan gebruik om sy nuwe wyn in te gooi. Halleluja, ek weet nie of iemand kan ervaar wat ek volgens sê nie. Al kom daar nuwe wyn uit, dat die wyn kom by jou uit, gaan God hy gaan jou gebruik om wonders en tekens te doen. Maar my vraag aan jou vanmôre is, glo jy God se woord vanoggend? Glo jy God se woord? Want jy sien, daar's eers 'n getrap. Daar's eers 'n getrap en 'n gekrash. Wie van u sit vanmôre hier kan sê, daar's 'n gekrash in my lewe wat ek nog nooit ervaar het nie. Want dit moet eers getrap word deur persinge om die seën van God voor te bring. Want hierdie wat hier binne geskit word voorberei vir iemand wat nou by die tafel kom. Wat jy nie eens ken nie. Amen. Die woord van die Here sê, Jakobus 1 vers 2 en 3, ag dit loutere vreugde, want die beproewinge van julle geloof bewerk lydsaamheid. So wat dit vir my sê vandag is dit, jy's op 'n ongemaklike plek. Die posisie waar jy vandag in is, of die omstandighede waar jy jouself nou in bevind, is nie 'n lekker plek nie. Glad nie. Maar weet jy wat bring dit vir jou voor? Vir jou volgende crashing. Long last suffering. Jou volgende crashing, groter uitkoms, but a bit longer crashing. Hierdie boodskap is vir jou vanoggend om vir jou te vertel. Jy kan nie kleiner word in Christus. As jy kleiner word in Christus, dan verswak jy. Maar wanneer jy sê, Here, use me, it means God's going to crush you. On behalf of His word. Want dit wat ons deurgaan, is ten goeie vir God. To glorify His name. Maar ek het vir jou boodskap vanoggend. Daar's 'n anointing wat deur jou vloei vanmôre. Daar's 'n blessing wat op sy pad is vanmôre vir jou. Hou vas! Hou vas! Want jy sien, hierdie crashing bring net goedheid en guns in jou lewe tevore. Maak nie saak waar jy vandag in jou lewe hierdie crashing ervaar nie. Uit dit kom iets groots. Romeine 8:28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Ek het vir jou nuus vanmôre.
Jy voel miskien nou sleg. Jy voel miskien nou hopeloos. Maar nog net 'n bietjie. Nog net 'n bietjie. Want jy sien, toe Jesus daai water in daai wyn verander, en die eerste man kom proe, hy sê, bring hy kanne. Hy sê nie bring een kanne, hy sê bring hy kanne. Hier moet ons vol maak. Halleluja, dit is, God's gonna multiply His supply to your needs. Hoop jy hoor wat ek sê vanmôre. God is gonna multiply. Hy gaan dit vermenigvuldig wanneer daai crashing klaar is in jou lewe. Druk nog net 'n bietjie deur. Jesaja 43 vers 2 sê, as jy deur die water gaan, is ek met jou. Iewers moet die crashing tot 'n einde kom. Amen. Iewers moet hierdie druk tot 'n einde kom. Iewers, en God weet wanneer is dit. As God Hiskia sien, en Hiskia draai sy aangesig na die muur, en God verander sy plan, hoeveel te meer vir sy kinders? As God Israel in die Ou Testament geseën het, al het hulle gesondig, en hulle aangesig na God gedraai het, en persinge deurgegaan, en druk deurgegaan het, hoeveel te meer u en ek wat kinders geword het, waarlike kinders van God geword het. Ek hoor hierdie week iets baie moois van Barend wat hy ook nou gesê het, van ek het 'n persoon sit en gesels by 'n koffiewinkel. God het 'n krywing om jou te help. Josef was in die tronk, maar toe daai persinge verby is, en hy staan met hy sleutel voor die skure, toe sê hy vir homself, I do it again seker. Want die seën van die Here is groter as die crashing. Die druk verwyder die gemors van die wêreld. Want jy sien, ons dra 'n vrag saam met ons, wat veroorsaak dat ons die bulte nie kan uitklim nie. Amen. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Ons dra 'n vrag saam met ons, wat ons pad vir ons moeilik maak. Paulus en Petrus is self in daai gesprek oor die wette, en Petrus wat die wet navolg, en hy al hierdie dinge, en hy kom op 'n plek wat hy met Petrus praat, hy sê vir hom, jy Petrus, jy's nog 'n ander man. Wanneer jy by die Jode is, dan maak jy so, maar wanneer jy saam met my is, dan doen jy iets anders. Maar jy maak die pad swaar vir die mede-Jode. Want hulle sit goed hier op hulle pakke en hulle rugpakke, en hulle dra dit saam, en dit raak moeilik. Dus hoekom Dawid ook die Goliat gaan aanvat met Saul se klere nie, maar dit was te swaar. Want dit sou nie by sy roeping uitgekom het nie. Hy sou halfpad omgedraai het. Ek wil vir julle vanmôre sê, ek dank God vir manne en vrouens wat vanmôre sê, I'll take the crashing. Ek vat vanmôre hierdie persinge. Maar ek is hier vanmôre as herder om vir jou te sê, ek het 'n boodskap van die Here. Die seën van die Here. Ons gaan vanoggend God vertrou, vir jou wat in die crashing is, om hom te vra, bring hierdie crashing tot stilstand. Die kinders van die Here het die seën nodig. Amen. Amen. Halleluja, wat jy sien. Halleluja. Wanneer jy deurgekras is,
daai crashing het plaasgevind, dan bly die gemors agter. Wat sing ons? Here's my cup, Lord, I lift it up, Lord, come and quench this thirsty of my soul. Dan kom God met sy absolute heerlikheid, omdat jy bereid was om die crushing te ervaar, omdat jy bereid was om die hoë druk deur te druk, ten spyte van die gevoelens. Want die vyand kom en hy sê, ag hierdie gevoelens, God onttrek hom van my. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 10 sê hy dit, is alright as jy hierdie gevoelens het. Maar nie meer baie lank nie, dan gaan daai gevoelens ook weg wees. Want ek gaan my 100% teenwoordigheid in jou lewe uitstort. En wanneer God sy teenwoordigheid in jou lewe uitstort, dan word een ek sy teenwoordigheid. Dan wil ek nie meer sondig nie. Dan wil ek nie meer skeef trap nie. Dan wil ek nie meer op my foon kyk en sekere dinge doen nie. Dan wil ek nie meer allerlei snaakse dinge vir mense sê nie, want my woorde dra krag, want daar was 'n crashing betrokke in my lewe. Want die crashing in die vleeslike lewe het hy laat afval en uitbreek en uitskakel en dit het gekom, ek het op 'n plek gekom waar God sy anointing in my lewe inspoel. En ek wil vir jou vanmôre vra, jy wat hier sit en jy wat inkyk vanmôre. Ek worry nie oor jou gevoelens nie. Dis tyd om te sê, eers dit te vra, dat hierdie crashing, voel jy ook soos iemand wat getrap word? Voel jy ook soos iemand wat gestamp word? Die meelsakke staan gereed, die potte is reg om my meel te bak, die vate staan reg vir die olie, vir die druiwesap wat daar moet uitkom, of het ook wyn ook al, wat ook al. Wil jy nie volgend op jou voete staan en sê, Here, ek weet iets met my. Ek dink by myself, toe die volk van die Here hier voor die see staan, en hulle hoor die geklap van die swepe, en hulle hoor die geskreeu van die ruiters, en hulle hoor die osse waas, die wiele wat klap, en die perderuiters wat skree, vorentoe, vorentoe. Ek kan nou nie Hebreëus praat nie, of Arabiers praat nie. Dan dink jy ek praat in tale. Hulle hoor dit. Jy sit miskien vandag vir maande in 'n omstandighede of 'n druk in jou lewe, wat jy ervaar dat, Here, U weet ek kan nie. Wil jy nie op jou voete staan vanmôre en sê, Here, help my. Ek aanvaar hierdie crashing, maar bring my by daai plek. Bring my by daai plek om die wyn uit te bring. Wil jy op daai plek kom vanmôre om te sê, Here, U teenwoordigheid. That's all I need. It's the presence of God. Wil jy nie op jou voete staan vanmôre nie. Jy wat voel daar's crashing in jou lewe. Jy wat voel jy het op 'n plek gekom dat jy dinge nie verstaan nie. Halleluja. Christus het vir my en u gesterf, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed. Jy het miskien op 'n plek in jou lewe gekom, jy staan op 'n stilstaand posisie in jou lewe, en die druk en die stamp en die stote is so geweldig groot. Jy het by 'n plek gekom in jou lewe, waar jy gaan lewe. Amen. Jy het by 'n plek in jou lewe gekom, hoor vanmôre, waar jy gaan lewe. Dis waar jy nou staan. Jou volgende stap is oorwinning. Jou volgende stap is oorwinning. Jou volgende stap is in die grondgebied wat God vir jou voorberei het deur hierdie crashing.
Want jy sien, toe Daniël in die leeukuil was 'n nag, toe was daar crashing. Want God het hom voorberei om by die koning se tafel te kan sit, sodat hy die koning kan help met die regte besluite. By daai crashing berei God jou voor. Ek weet vanmôre jy voel swaar. Ek weet vanmôre jy weet nie watter kant toe nie. God gebruik hierdie crashing om jou in daai nuwe seisoen te kan laat staan. Waar jy staan vanmôre, maak jou oë toe. Hoor vanmôre hoe sit hulle die masjiene af. Hoe klim die mense uit die potte uit wat die druiwe getrap het. Hoor hoe begin die krane oop te gaan vanmôre. Ervaar vanmôre waar jy staan en waar jy sit of waar jy lê. Jy wat inkyk vanmôre, daar waar jy sit nou in hierdie oomblik, ervaar vandag in hierdie oomblik hoe daai nuwe wyn uit daai vat uitkom en in jou lewe inblaas. Ervaar vanmôre hoe God jou oë oopmaak en jou laat staan in 'n nuwe seisoen waar jy nog nooit was nie. Vader, ek bid nou in die naam van Jesus. Rabanda kashara bardialna la kusul rababandai. In hierdie oomblik, in die naam van Jesus, roep ek aan, soos toe Josua daar die môre staan met sy enkels diep in die water. En U hom die bevel gegee het, wanneer die ark draans vooruit gaan, dan sal ek die water oopmaak. Soos U my die boodskap gegee het. Ek spreek vanmôre en ek blaas the new season for the preparation of God's children, the anointing van God vanmôre oor die kinders. Laat dit waai vanmôre. Laat dit waai vanmôre, dat die gees van die Here waai vanmôre oor sitplekke in hierdie kerk en in mense wat inkyk. U instruksioneer planne. U skuif nuwe mense in nuwe plekke. U herstel huwelike. Ek spreek lewe. Ek spreek vanmôre. I declare victory upon victory. Jy wat vanoggend inkyk en jy wat vanoggend in hierdie diens staan, kyk na mekaar van hierdie dag af. Julle gaan onder mekaar praat en sê, hierdie diens sal ek nooit vergeet nie. And when the next crashing come, wanneer die volgende crash kom en die volgende druk kom, hoe vinniger jy dit leer, hoe korter is die drukseisoen. Hoor vanmôre wat die Gees van die Here sê vanmôre, jy wat inkyk, as jy dit snap vanmôre, hoe vinniger jy dit aanvaar, die crashing moment of God, the outcoming will be faster and bigger, says the Holy Spirit. Jy wat volgende in die kerk staan en dit hoor vanmôre, wanneer die volgende crashing kom, weet dit, dis om jou te vergroot en te versterk in die anointing, sy heerlikheid oor jou lewe duideliker sigbaar moet wees. Maar sê Here, ek ag dit louter vreugde. Ek ag dit louter vreugde. Hierdie toetse en beproewinge, want ek weet wat ek weet is. Die vorige keer het God voorsien. En ek weet dat ek is nie alleen nie. Ek seën elkeen vanmôre in die naam van Jesus Christus van Nasaret. In Jesus naam. Seën hierdie woord in ons harte vanmôre, Vader. Dankie dat ons die wessels is
wat U kan gebruik. Hoe kosbaar is dit vandag om te besef, ek is in die koning van die konings se hande. Ek is in die koning van die konings se plan. En die koning van die konings se plan gaan realiseer in my lewe deur 'n seun sy woord. Jy moet deur crushing gaan, dis jou fases om deur die groeiseisoene van jou lewe te gaan. Ek wil dit weer sê, jy moet deur die crushing moments gaan om deur die groeiseisoene van jou lewe te gaan. Iemand hoor dit vanmôre, jy moet deur die groeiseisoene gaan om deur die crushing moments gaan, die drukseisoene gaan om in jou groeiseisoene en jou nuwe seisoene in te gaan. Die Here seën sy woord vanmôre in Jesus naam. Amen.